Here Jesus, dankie dat ons vanoggend, Here, waar ons stemme kan gebruik. Ek kan loof en prys, Here, maar ook lekker kan saam gesels. En soos wat ons nou met die kinders ook net lekker saam kon gedeel het oor hoe ons goed gedoen het in die huise. Maar hoe dit ons geleer het, Here, om groot te wees, volwasse mense te wees. Maar Here, soos dat ons nou ook die woord gaan lees, Here, en daaroor gaan praat, vra ek dat U met ons iets ook kom deel vanoggend. Here, dat ons iets ook kan hoor van U hart. Maar Here, meer dat ons U teenwoordigheid sal kan beleef. Want Here, U is reeds hier saam met ons, nog voordat ons hier ingestap het. Here, dankie vir die goedheid en die guns. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Soos wat ons nou 'n bietjie met die kinders ook gesels het en sulke goed, het ons nogals hierdie belangrike vraag gevra van waarheen word ons gestuur? En ek dink dit is nogals 'n groot ding in ons lewens vandag van ons weet nie waartoe altyd om te gaan nie. Want soveel goed is op ons pad en ons dink oor 'n klomp goed, maar wat is nou regtig die regte rigting? Wat is die regte pad wat ons moet stap? Moet ons maak ons die regte keuses? En is nogals klomp vrae wat nogals by ons opkom. Nou die teks wat ons spesifiek vanoggend gaan lees is 'n teks wat gewoonlik gepaard gaan met Paasfees, Matteus 28. Maar dis eintlik nie net 'n Paasfees teks nie. Hierdie teks is 'n elke dag teks wat ons saam met ons kan vat en kan gaan uitleef. Nou hierdie teks het ons ook nog ons gebruik hierdie week met die synode sitting en 'n paar nuwe perspektiewe het voorgekom en ek wil graag dit vanoggend met julle ook kom deel vandag. So met die dat ons eintlik die teks ken en weet reg wat rondom gegaan het rondom die kruis en die vrouens by die graf, kom ons luister 'n bietjie anders vanoggend na die teks. Kom ons maak ons ore oop vir iets nuuts wat Jesus vanoggend met ons wil kom deel. So Matteus 28 vers 1 tot en met vers 10. Dit sê daar, na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. Ons lees net tot so ver te vanoggend. Nou wanneer ons hierdie teks lees, dan sien ons eintlik die gebeure voor ons afspeel. Ons sien die engel, ons sien die wagte wat daar sit, ons sien die klip wat daar eenkant toe gerol is. Ons hoor hoe hierdie gesprekke vorder en ons beleef dit net alles self, want dit is eintlik 'n baie bekende teks. Maar tog toe Jesus aan die vroue verskyn het, het Jesus bevestig vir die engel vir die vroue gesê. Nou vers 7 en vers 10 loop nog ons baie hand aan hand en ek wil hulle twee net gou weer lees. Vers 7 sê, gaan gou en sê vir my disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. En dan vers 10, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers,
hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Nou dis nogals opvallend hoe hierdie twee gesprekke of opdragte dan nou by mekaar aansluit. Jesus bevestig dan nou spesifiek wat die engel vir die vroue gesê het. Gaan na Galilea toe, gaan vertel vir my disippels en gaan vertel vir my broers. Nou net met daai twee spesifiek, broers en disippels. Nou dit was nogals opvallend geweest van, is dit dan nie dieselfde groep mense nie? Het Jesus nou gesê, maar die vrouens moet net na sy broers toe gaan, sy fisiese, biologiese broers, of moet die vrouens na die disippels toe gaan, vir die 11 is, so met wie hierdie pad gestap het. Nou later in vers 11 in hierdie hoofstuk, sê Matteus spesifiek, gaan na die 11 toe, gaan praat met die 11. Die 11 is dan nou spesifiek hierdie klomp groepie mense wat saam met Jesus vir 3 jaar hierdie pad gestap het. Wat saam met Jesus geleer het en gekyk het hoe hy goed doen en dit self dan nou ook in hulle eie lewens in toegepas het. Hoe hulle gaan verkondig het dit wat Jesus vir hulle geleer het. So die 11 het gegaan en gaan doen, maar in hierdie hoofstuk het hulle in 'n boefretrek weggekruip. Hulle was bang vir hulle lewens, want hulle leermeester is pas doodgemaak. So hulle eie lewe is ook in gevaar, daarom kruip hulle weg. Maar Jesus, soos wat hy die woorde bevestig van die engel, sê vir die vrouens, maar gaan uit. Gaan na my disippels toe, gaan na my groepie mense toe, en almal wat eintlik nog saam daar is, wat hulle nie beskryf nie, gaan na hulle toe en sê, maar ek sal hulle in Galilea kry. Ek sal hulle daar gaan ontmoet. Ek sal die pad reeds gelyk maak en die pad voorberei, sodat julle veilig in Galilea kan aankom. So Jesus is reeds besig om eintlik die pad reg te maak, sodat hulle kan stap. Al wat hierdie disippels moet doen, is om op te staan en te gaan. Om die opdrag wat vir hulle gegee is, te gaan uitvoer. Nou Galilea self, dis wel iewers in die noorde van Israel, en eintlik as ons mooi gaan kyk na die geskiedenis en die agtergrond van die disippels, is dit waar meeste van hulle gebly het. En ook waar meeste van Jesus se bediening dan 'n plaasgevind het oor die afgelope 3 jaar. So daarom lyk dit toe die disippels dan nou uitgegaan het terug na Galilea toe, hulle gaan terug na hulle huise toe, terug na hulle omstandighede waarin hulle gewoond is van 3 jaar terug. Maar eintlik is hulle op pad om 'n opdrag wat Jesus gegee het te gaan uitvoer. Om vorentoe te gaan en te gaan dat hulle Jesus kan gaan ontmoet. Maar selfs iewers in die gesprekke waar Jesus en die disippels besig was oor die afgelope 3 jaar, en Jesus wat vir die disippels gesê het, maar hoorie, dit is presies wat gaan gebeur met die opstanding en die dood en alles wat rondom dit gaan gebeur. Jesus het hoeveel keer dit vir hulle vertel. Hy het vir hulle gesê dat na 3 dae sal ek die tempel weer opbou. Hy het hulle probeer voorberei, maar hulle het nie altyd verstaan wat dit beteken nie. So toe die vrouens hierdie gebeurtenis beleef en hulle sien Jesus wat voor hulle staan en Jesus wat hierdie woorde vir hulle sê, maar gaan terug na my disippels toe, moes iets gesnap het in hulle van, maar Jesus het dit ons gesê. Dit is real en dit is besig om te gebeur. Hier is nie net 'n opdrag wat ons moet gaan doen nie, maar ons 'n rede agter dit. So Jesus stuur hierdie vrouens. Hy stuur hulle terug eintlik met opgewondenheid. Want die teks praat van, hulle was bang, maar ook bly gewees. Bang oor, gaan hierdie klomp manne, of wie ook al daar sit, die disippels, gaan hulle ons glo, van dit wat ons nou vir hulle gaan vertel. Gaan hulle glo dat hulle na Galilea toe moet gaan, soos wat Jesus en die engel vir ons gesê het. Maar tog is hulle opgewonde, want hulle het die lewende Here gesien. Hulle het 'n opdrag gekry van die lewende Here af, om te gaan. Hulle word gestuur na spesifieke mense toe, en dan na 'n spesifieke plek toe, om Jesus se finale opdragte te kry. Nie dat hulle geweet het presies dat dit gaan so gebeur nie, maar hulle was gehoorsaam. Hierdie vrouens se harte het verander die oomblik toe hulle Jesus ontmoet het. Toe hulle daar voor Jesus staan en hom aanbid het. Eintlik kan ons sê, maar hulle het tot 'n nuwe manier van bekering gekom. Want hulle het iets gesnap van die goedheid en die grootheid en die genade van God. Hulle het losgebreek van die seer wat hulle beleef het vir die afgelope 3 dae.
losgebreek van die gebrokenheid wat hulle geval het, van die gebeure wat hulle beleef het. Hulle is vry. Hulle beleef die liefde van God en hulle beleef die grootheid van God. En dis iets wat ons eintlik moet na smag elke liewe dag, na God se grootheid en om dit in ons lewens in raak te sien. Maar hierdie vrouens is op 'n reis en hulle stap nie hierdie reis alleen terug na die disippels toe nie. Jesus is juis reeds saam met hulle daar. Jesus het die pad vir hulle ook voorberei soos wat hy hulle gestuur het. Maar soos in ons elkeen se lewens, wanneer ons besluit om Jesus te volg, stap ons op ons eie ritme, op ons eie pas, saam met Jesus, na die plek toe waartoe hy ons heen stuur. Ons gaan nie almal gelyk op dieselfde punt kom nie, want ons elkeen se reis lyk anders. Maar tog moet ons weet dat ons besig is om vorentoe te beweeg, besig om te stap saam met Jesus. En dalk baie keer in ons lewens dink ons maar, hoorie so, ons voel gestagneer in ons geloof. Ons voel ons het net die een punt waarop ons is. En ons het nie nodig om verder te gaan nie. Ons het nie nodig om te verdiep in ons geloof nie. Ons het nie nodig om verder te gaan soek na wie Jesus is nie. Maar tog wil Jesus sê dat ons moet verdiep. Jesus wil hê ons moet soek. Hy wil hê ons moet dieper gaan in ons geloof en verder gaan. Ons moet nie net op een plek stil staan nie, want hy wil juis ons gebruik sodat ons kan verder gaan, sodat ons meer mense kan gaan bereik, dat ons meer eintlik uit ons eie gemaksone uitkom, sodat ons Jesus se liefde kan gaan leef. Dis wat Jesus wil hê. Nou ja, soms is dit moeilik om te sê, maar ons wil groei in ons geloof, want ons verstaan nie anders nie. Ons sê dit is moeilik, want ons weet nie hoe om te verdiep nie, want daar's niks konkrete tools of goed wat ons het om ons te help, om verder te kan groei nie. Maar juist in dit is ons daar as geloofsfamilie om saam met mekaar te gaan soek. Saam te gaan en die Here se aangesig te gaan soek om te gaan verdiep. Maar so ook dat Jesus ons kom wys en kom leer deur ons medegelowiges hoe om uit te gaan. Want die vrouens was gebruik gewees hier om hierdie opdrag met 'n opregte houding aan die disippels oor te dra. En te sê, maar julle kan nie meer hier bly nie, julle kan nie meer in die bovertrek vassit nie, julle moet gaan. Julle moet opstaan. So die opgewondenheid wat hulle in hulle gehad het hulle op 'n manier oorgedra aan die disippels. En hierdie klomp manne het opgestaan. En hulle het gegaan na die plek toe wat Jesus beveel het. So eintlik hierso wil ek 'n vraag vra en sê, maar wat is die uitnodiging wat Jesus vir ons gee? Is hy besig om met ons eintlik te praat vanoggend? Maak hy iets vir ons los? Want eintlik is dit ook dat hy ons leer in hierdie proses om met sagkens met ons medegelowiges of met die mense rondom ons te werk. Om te luister na ander, om tyd te maak en saam met hulle net te wees, tyd te spandeer en te luister. Maar ook om ander mense met menswaardigheid te behandel. En soms is dit moeilik want ons raak kwaad en ons is ongeduldig. Maar die Here leer ons om seker goed te doen. So hoe hanteer ons dit? En hoe gaan ons verder uit? Want eintlik wil Jesus, soos wat hy die vrouens se houding en mense kom verander het, wil hy ons kom verander. Hy wil ons kom aanraak en ook uit die bovertrek uit kom wegvat, dat ons nie daar stagneer nie. Dat ons nie nodig het om net daar te bly en te sê, maar dit is waar ons gaan wees en ons is tevrede met dit nie. Maar dat ons nog honger sal wees, nog meer sal soek. Want eintlik is Jesus besig om ons te stuur na iemand toe, of na 'n plek toe waar ons moet gaan. Ek meen, net in ons eie gemeente of in ons gemeenskap, waartoe stuur Jesus ons? Wat is dit wat ons hierso of in ons gemeenskap moet gaan doen? Jesus leer ons op ons elkeen se eie geloofsreis
om sekere tools te kan aanleer om die geloof uit te leef. Tools wat ons gaan help om mense nader te trek. Maar tools is nog as 'n vreemde woord in die geloofsterm, maar eintlik gaan daaroor as ons nie toegerus is met die regte kennis of die regte vaardighede nie, gaan ons nie weet om die goeie nuus oor te dra nie. Gaan ons nie weet om vir mense te bid byvoorbeeld nie, of om net 'n teksvers vir iemand te gee, of net met hulle te praat oor dit wat Jesus in ons lewe doen nie. Ons gaan eerder toelaat dat mense ons stil maak oor ons geloof, en dat die topic heeltemal verander, want ons weet nie om dit te doen nie, ons weet nie om te praat daaroor nie. Maar al wat Jesus wil hê is dat ons moet uitgaan en moet verklaar. Ek meen in vers 18 van Matteus 28, nadat Jesus en die disippels mekaar ontmoet het Jesus juis vir hulle die opdrag gegee om te gaan en disippels te maak. Maar Jesus sê ook, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En hierdie mag is juist die mag wat Jesus dan oordra aan ons deur die Gees om uit te gaan, om die verskil te gaan maak, of om net sy hande en voete te wees waar ons elke dag rond beweeg, om sy goedheid en sy guns te gaan uitleef. Maar ons doen dit ook deur die Heilige Gees wat saam met ons hierdie pad stap. Die Heilige Gees wat in ons is en ons lei en ons bewus maak van dit wat ons moet gaan doen. Nou met prakties uit te voer, juis is dit om te gaan bid vir mense, om gasvry te wees, selfs ook om ons gawes en ons talente met ander te kan deel, in die kerk, by die skool, by ons werke, ons gawes en talente te gaan deel, en selfs ook om in diens te staan van die Here en vir hom te werk, nie noodwendig voor te staan en te preek nie, want dis nie vir almal nie, maar om uit te kan gaan, en dalk in die agtergrond te gaan werk, seker te maak alles loop reg, of selfs dalk om ons kinders te leer, soos waar Verona in die lyn besig is, hierso by die kerk, of selfs by die skole met al ons onderwysers wat daar is. Goed ook soos om kos aan te dra vir mense wat siek is, en met wie dit moeilik gaan. Ons kan dit gaan doen. Of selfs waar ons net kos maak met 'n kerkfunksie wat ons het, waar ons mense kan bedien en net lekker saam kan kuier. Goed ook soos herstelwerk doen. Party mense hou daarvan om gedrag te maak. Of om admin te doen, mense hou van syfers en mooi boksie lysies en wat ook al goed. En dan soms mense wat hou van leierskap. Dis talente en gawes wat die Here vir ons gee om uit te leef. So praat Jesus met ons om dit ook in ons gemeente of ons gemeenskap te gaan doen. Waartoe stuur Jesus ons met ons gawes en talente? Want in ons gemeente self en gemeenskap, daar's soveel verskillende goed en soveel uitdagings en goed wat ons kom aftrek, maar kan ons hierdie goed doen wat ons doen om eer en lof aan God te gee, om hom te loof en prys? Ek weet die visie van die kerk self is om lig in die wêreld te wees, om lig te gaan skyn, om te gaan verkondig dit wat Jesus vir ons sê, om te gaan getuig van sy goedheid en sy guns. Maar tog deur dit ook het ons 'n koninkryksvisie nodig. En hierdie koninkryksvisie is juist dit wat Jesus vir sy disippels geleer het met hierdie. Om te sê, maar gaan uit, gaan vertel, gaan verkondig, gaan maak die mense my disippels, gaan leef in jou roeping wat ek vir jou gee. En dis juist in dit wat ons kan gaan en sê, maar ons wil saam groei in die geloof. Ons wil saam groei in die koninkryk van God. Ons wil saam beweeg, want Jesus los ons nie alleen nie. In Matteus 22 vers 37 tot 39 staan dan daar ook, Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee saamgaan, is jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Is dit nie ook deel van die koninkryk van God nie? Om te sê dat ons eintlik in liefde gestuur word na ons naaste toe. Deur liefde gestuur word. En dan ook met liefde gestuur word. Liefde is half die omvang van alles, want Jesus self is liefde.
En as die vrouens nie vir Jesus lief was, sou hulle nie daai oggend uit die graf toe gegaan het en daar gaan sit het en die opdragte gekry het van Jesus self en die engel af om na die disippels toe te gaan nie. Om te sê dat hulle Jesus in Galilea sal ontmoet nie. Hulle sou nie op die regte plek gewees het as dit nie vir die liefde was wat Jesus in hulle geplaas het nie. So eintlik kan ek sê, maar Jesus wag vir ons reeds. Is ons bereid om op te staan in die liefde en op te staan in gehoorsaamheid en te gaan en sy stem te gaan volg. Want soms ja, partykeer hoor ons 'n stem, maar ons is nie heeltemal seker wat hierdie stem sê nie. Of ons soek Jesus se stem, maar sy stem is doodstil, ons weet nie watter kant om te gaan nie. Maar soos wat Jesaja 30 vers 21 vir ons sê, wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Dis juist daar waar die Heilige Gees inkom. Waar die Heilige Gees kom en met ons praat en ons sê, maar my kind, stap hier, gaan daartoe, praat met daai ene, leer dit. Die Heilige Gees kom lei en leer ons met 'n stem, soos wat God wil hê, hy moet met ons praat. En so kan ons uitgaan as gestuurdes en 'n verskil gaan maak. Nou tog, ons elkeen se Galilea lyk anders. Ons elkeen word na 'n ander plek toe gestuur. Dalk is die plek waartoe ons gestuur word, die persoon wat reg langs ons sit, of voor of agter ons sit. Of dalk word ons gestuur na ons besighede, ons werksplekke, ons skool, of selfs ver, want ons ook al moet gaan, as ons iewers heen moet gaan. Maar die Here stuur ons iewers heen. Waartoe is dit, weet ek nie. Ons elkeen moet daai eie vraag gaan vra by Jesus. Maar wat ek wel weet en wat ek kan sê die waarheid is dat Jesus vir ons wag. Hy berei die pad voor. Hy stap saam met ons, hy lei ons en hy gee vir ons die geskenk van genade en van elke dag opstaan, van elke dag asemhaal en sy liefde te kan beleef. En ja, tog in ons lewens en ons geloofsreis is daar baie keer struikelblokke wat ons beleef. En ek dink ons elkeen kan nogals praat oor struikelblokke van hoe dit ons geloof aftrek, of hoe ons sukkel om die Here se hand te sien, of net om te weet wat ek keuse om volgende te maak. En hierdie struikelblokke is dan dalk daar om te sê, maar ek gaan 'n bietjie stop. Ek gaan nou net hierso bly waar ek is, ek gaan nie verder beweeg nie. Of ek gaan terugdraai na plekke wat ek geken het, want dis waar ek veilig gevoel het. So ek gaan terug na die bovertrek toe. Ek gaan nou terug en ek gaan daar gaan sit en wag, want ek weet nie wat anders nie. Ek weet nie hoe anders nie. Maar Jesus kom bevestig deur mense wat rondom ons is. Deur musiek, deur natuur, deur goed wat ons lees om te sê, maar my kind, ek is saam met jou en ek het die pad voorberei vir jou. Volg my, vertrou my, stap saam met my hierdie pad. Ons is nie alleen nie, maar die groot ding is ons moet ons eers beweeg, ja. Ons moet opstaan en uitbeweeg, want ons het die opdrag hoor. Want ons hoor wat Jesus vir ons wil sê. Want ons elkeen word individueel geroep. Ons elkeen het iewers iets wat ons moet gaan doen. Dit is hoe die Here dit vir ons beplan het. Hy het 'n plan vir ons elkeen se lewens en soos die disippels in hulle eie rigtings ingegaan het nadat hulle die opdrag finaal van Jesus afgekry het, het hulle gegaan en hulle het hulle ding gaan doen waartoe Jesus hulle gestuur het. Maar tog het hulle een doel voor oog gehad. Dis om die koninkryk van God uit te bou. Dis om die liefde van God te gaan verkondig en om die bose weg te jaag, die vyand weg te jaag en op te staan vir Christus. En ja, dis maklik om te sê, maar ons word bedreig of ons kan nie praat oor ons geloof nie. Maar dink jy hoe het hulle dit daai tyd beleef? Dit was 10 keer erger gewees. Maar tog ons houding, ons manier van optree, manier hoe ons mense hanteer, is juis klare getuienis oor hoe ons gestuur word na mense toe. Ons in liefde mekaar kan hanteer en net daar wees. So eintlik word ons gedurig bedreig. Ons as gemeente word gedurig bedreig deur goed wat ons wil kom aftrek en ons wil kom keer om eintlik ons koninkryksvisie uit te leef. Maar ons word gestuur. Ons word gestuur in ons gemeenskap en in ons gesinne in
om 'n verskil te gaan maak, om Jesus se liefde te gaan uitleef en om te weet dat hy by ons is en saam met ons hierdie pad stap. So ek weet nie wat dit is wat Jesus vanoggend met jou deel nie. Dalk het Jesus iets nuuts vanoggend op jou hart kom sit. Dalk het ons nodig vanoggend om te hoor dat hy ons wil kom verander. Dat hy iets nuuts in ons wil kom wakker maak. Of dat ons daarso sal wees vir ons medegelowiges om hulle te help ook op hulle rigting. Om seker te maak dat ons almal weet dat ons op reis is saam met Jesus. Maar wat ons moet hoor is dat ons rustig by hom kan gaan sit. Ons het nie nodig dat vrees ons kan of moet oorval nie, want Jesus het vrees reeds oorwin. Daarom het die vrou ook met blydskap uitgegaan. So kan ons met blydskap uitgaan as gestuurdes na die plek waartoe Jesus ons stuur. En die geskenk ontvang wat hy vir ons gee op hierdie pad. En ek wil afsluit met 'n aanhaling van 'n artikel wat ek gelees het oor gestuurdheid. En dit sê daarso: as jy Jesus as jou verlosser bely, word jy vanoggend gestuur. Jesus stuur ons om vergifnis en versoening te verkondig. Jesus stuur ons om onreg en verdrukking te gaan afwys. Jesus stuur ons om die swakkes en die vreemdelinge op te tel. Jesus stuur ons om die magte en die vrese wat menslike lewe verniel te bestry en bevryding te bring. So mag ons hoor, mag ons sien waarheen Jesus ons stuur. En mag ons weet, ons stap nie alleen nie. Jesus stap langs ons en ons medegelowiges is saam met ons. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend kan hoor oor hoe U disippels gestuur het. Hoe U hulle na 'n spesifieke plek toe gestuur het, Galilea toe, om U te gaan ontmoet daar. Maar Here, dankie dat U ook reeds daarso is saam met ons, dat U ons stuur na 'n plek toe en dat U reeds daar is en reeds die pad vir ons voorberei. Ja Here, dalk weet ons nie waarheen U ons stuur nie. Dalk weet ons nie hoe U ons stuur nie, of met wat U ons stuur nie. Maar Here, leer ons. Kom rig ons op. En kom wys vir ons, Here, wat dit is wat U van ons verwag. Maar dankie, Here, dat ons ook die vrymoedigheid het om te sê, maar Here, stuur my, ek is reg, ek wil gaan. Dankie dat ons ons eerste tree kan gee in die geloof om te weet dat U ons gebruik. Ek bid dit alles in U naam alleen. Amen. Ag, 'n geleentheid gee vir ons dank offers om opgeneem te word, dankie.